My hande hef ek op na u. Ek loof u naam en buig voor u, want u is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend weer eens hier by julle met 'n woord wat die Here vir my gegee het. Ek wil graag vir julle vra, vir jou gou vra, hoe belangrik dink jy is gebed? Of hoeveel krag dink jy het gebed? Of dan dink jy as jy vir iets bid dat dit 'n verskil in jou lewe sal maak? Kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here. Lukas 11 en ek gaan vir ons lees hierso van vers 9 af. Hy sê: bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Nou, kan jy sê, ja, maar ek bid, maar ek ontvang nie. OK. Hoeveel mense het al gebid en het gevoel, die Here gee nie vir hulle antwoord nie? Ek het al vir iets gebid en het nie gekry nie. Nou, waar kom die skrif dan in? Kom ons kyk julle. As jou kind vir jou vra, gee vir my 'n pistool, pappa, gaan jy dit vir hom gee? Nee, 'n pistool, daar's nie 'n manier nie. Maar as hy vir jou vra, gee my 'n gelaaide pistool, sal jy dan vir hom gee? Nee, nog steeds nie. Julle hoor gou hierso. Ons bid baie keer vir goed, en omdat ons nie in die dieper dinge van God kan inkyk en kan daarin sien, dat dit eintlik vir ons sleg gaan wees, as ons hierdie kan kry nie. Dan het die Here jou gehoor, maar hy het vir jou gesê, nee my kind, nee. Maar jy, in jou hart, dink nie, dit was 'n nee, omdat jy nie daaraan dink dat dit miskien vir jou nie goed sou wees om dit te kry nie. Of dalk dit wat jy sou kry, sou iets gewek het, nee, wat 'n ander een skade kon doen. En daarom het God gesê, nee. Julle, God hoor altyd ons gebed. Dis die eerste ding wat ek wil sê. En as ons goed tot ons skade voorbid, nee, en ons weet dit nie altyd nie, omdat hy jou liefhet, sê hy vir jou, nee, ek gaan nie dit nou vir jou gee nie. OK, maar dan is daar ook die ander geval, dat daar is 'n sekere tyd, wat God vir ons, wanneer ons bid, goed gee. En God se tyd is volmaak. Baie keer wil ons 'n ding, ons wil hom nou hê. Ons wil hom nou hê, want ons het 'n begeerte na dit nou. En die Here se woord is nog steeds waar van bid en vir jou sal gegee word. Maar sy antwoord aan jou is, my kind, ek gee dit vir jou, ek gaan dit vir jou gee, net nie nou nie. Nie op hierdie oomblik nie, want ek het 'n groter plan. So julle, ons moet hierdie dinge verstaan, wanneer ons hierdie skrif lees, dat God baie keer vir ons sê, nie nou nie, later. Hoeveel keer het jy nie ook, ek wil graag 'n pa en 'n kind gebruik. Baie keer het jy vir jou pa, toe jy as kind was, het jy iets gevra, en toe sê jou pa vir jou, later, nie nou nie. Nee? En later, toe hy dit vir jou gee, toe was die tyd reg vir dit. En julle weet julle, dit werk met my en met jou en met ons God, werk dit ook so. God kyk nie net en luister nie net na jou gebed vir die oomblik nie. Hy luister na jou gebed, dan kyk hy na jou hele lewe, dan sê hy, weet jy wat, ek wil vir haar of vir hom hierdie gee wat sy of hy nou vra, maar as ek wag en ek gee dit eers hier vir hom, dan gaan hierdie in plek wees, daai gaan in plek wees, hierdie dinge gaan gereed wees, en dan gaan hierdie vir hom of vir haar baie meer beteken. So, my antwoord aan hom of haar vir nou is, nie nou nie, wag net 'n bietjie. En dan moet ons aanhou, vashou in gebed in ons pad met God stap, totdat hy dan
dit wat ons vir hom vra op die regte tyd vir my en jou sal gee. Ek hoop dit maak sin wat ek nou vir jou sê. So dan sê hy, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Maar nou wil ek dit vat, ek het nou gepraat van fisiese dinge in ons lewe. Nou wil ek oorswaai na die geestelike dinge. Kom ons sê, jy begin vir te bid, Here, my God, ek wil 'n uitstorting van die Heilige Gees hê. Nou begin, daar 'n soeke in jou kom, want jy begin bid vir hemelse dinge, en dan baie keer, hoor gou julle, dan gee God dit nie dadelik nie. Terwyl jy vir dit bid, dan hou hy uit, en hy hou uit. Hoekom sal hy uithou vir die geestelike dinge? Want nou kom daar binne in jou 'n groter honger. Ek wil sê dat die deur binne in jou groter oopgemaak sal kan word, en dan sal kom hy deur die krag van sy Heilige Gees, en hy stort op jou 'n 3-dubbele mate uit, van dit waarvoor jy eintlik gehoop het. Prys die naam van die Here. Nou sê hy verder, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Want nou sê hy verder in vers 11, en watter vader onder julle sal as sy seun vir 'n brood vra, en hy gee hom 'n klip. Of as hy vir 'n vis vra, in plaas van 'n vis, gee hy hom 'n slang. Julle, as God, as ek en jy wat mense is, nie slegte goed, sulke goed sal gee aan ons kinders die slegte nie. God wat goed is in sy hart, sal die goeie oor jou bring. En weet jy wat? As God in jou hart sien dat jy 'n berusting het oor dit, om dit te doen, dan wil ek gou vir jou sê, dan sal die Here God, alweens die toestand van jou hart, ek wil amper sê, vinniger die goeie oor jou bring, omdat jou hart gereed en reg is om dit te ontvang. Dan sê hy in vers 13, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, die Gees gee aan die wat hom bid. So amen, julle, ek wil vandag vir jou sê, daar's baie krag in gebed, julle. God hoor ons gebede en hy hoor jou gebed en dit is belangrik dat jy moet bid. Soveel mense gaan deur die lewe, doen hulle eie planne en hulle bid nie daaroor nie en dan misluk soveel goed in hulle lewe. En dan op die einde, dan vra hulle God, Here, hoekom het U dit in my lewe laat misluk? Maar dan sê die, moet die Here vir hom sê, maar jy het my nie gevra en my geken hierin nie. Nou wil ek vir jou sê vandag, kom ek en jy hê 'n lewe van gebed en weet dat God die goeie oor ons wil bring om die dinge te laat uitspeel soos wat dit mooi en reg voor hom is. Amen. Liefde, seëning, pastoor Wan. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.